Goeiedag en baie welkom. Ons reis so in hierdie tyd ook so saam met die Here en ons beweeg so deur sy woord. Ons gaan saam met Petrus en Petrus se briewe so 'n bietjie saam reis en daaruit ons krag en ons inspirasie put. Vir 'n gemeenskap of 'n gemeente of gemeentes in Klein-Asië wat wyd verstrooi en versprei is, beleef amper dieselfde tipe van ontworteling wat die volk beleef het in die Babyloniese ballingskap. En ons weet, hierdie is amper die intree woorde of dit skep die milieu vir wie Petrus hierdie brief skryf. En dan skryf hy dit om hulle te herinner aan wie hulle is. Dat hulle geroep word om as 'n koninklike priesterdom heilig te bly aan die een wat hulle dier gekoop het, hulle verlosser. En dan in hulle lewenswandel te volhard, al gaan dit bitter moeilik. Kom ons lees die eerste paar verse, ons lees 1 Petrus 1 vers 1 tot 4. Van Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bithynië. En soos God die Vader het vooraf bestem het, het hy julle uitverkies, deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Is dat hierso praat hy met mense wat ongelooflike vervolging en swaar kry te midde van die feit dat hulle ook aan die Here behoort en hulle geloof in die Here bely, vervolg en onderdruk word. En dan word Christus se opstanding uit die dood, vat nie hulle verdrukking weg nie, maar dit gee vir hulle iets om aan vas te hou. 'n lewende en 'n blywende en 'n onvernietigbare, onverwelklike, onverganklike erfenis. Hy sê in vers 2, soos God het vooraf bestem het, het hy julle uitverkies, deur die Gees afgesonder om gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Christus. So hy vra vir hulle, en ons sien dit gaan dit bietjie later in die brief sien, en daar vanaf vers 13, as hy praat van om heilig te leef en om heilig te wees, om afgesonder en gehoorsaam te wees, ten spyte van hulle swaar kry en hulle vervolging en daarin te volhard. Dit laat my dink aan Paulus wat skryf in Romeine 5, as hy sê dat swaar kry kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop en die hoop beskaam nie. Om te volhard en vas te klou, vas te hou aan die belofte van hierdie onverwelklike erfenis en 'n lewende hoop, 'n lewe geskenk, 'n nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Christus uit die dood. Mag dit vir ons hoop bring, mag jy beleef, maar dat daai erfenis is nie iets wat eendag vir jou sal aanbreek nie, maar dat jy werklik nou, dit is soos hulle praat van 'n gerealiseerde werklikheid. Nou, die steeds, maar ook die nog nie. Maar dat ook so sal aanbreek, maar dat ons nou reeds daarin kan deel hê. En daarom kan ons, soos hierdie gemeente of gemeentes in hierdie
Hulle wat wyd verspreid is. Die Grieks, as jy dit lees, praat van die diaspora, wat verstrooid en verspreid is in hulle vreemdelingskap, hulle plek waarin hulle woon, is hulle vreemdelinge. Vreemdelinge in hierdie wêreld. Maar hulle leef met 'n lewende hoop, want Christus het opgestaan. Mag ons daaruit ook vreugde put en daaruit gaan leef. Dankie o Here dat ons op hierdie lewende hoop kan vas staan. Dankie vir die blywende hoop wat dit ook vir ons gee. Ons loof en ons eer en ons maak die naam groot daarvoor. Amen. Seën en voorspoed.